Goeiemôre broers en susters. Dit is so lekker om die almal hier in die huis van Here te sien, lekker om te sien dit gaan goed met u en dat u weer vanmôre hier ons plek. Ek sien die mosterd is weer in hulle hele ry en ons waardeer julle hoor. Mag die Here weer julle baie sê, mag die eerdiens ook tot julle stigting dien. Broers en susters, ek wil voordat die aankondigings gee, net vir u sê, dat daar regtig mense is op die oomblik wat baie ernstige gebed nodig het, siektes en dinge. En weet jy, partymal moet 'n mens in die Here groot genoeg wees om vir iemand te bid sonder om sy naam te gee. Sonder om omstandighede te gee. Toe ek 'n kind was, het my ouers altyd gepraat van 'n onuitgesproke versoek. En tot hulle op 'n kol uitgevind het, die mense sê onuitgesproke versoek, by die gemeente, want dit hulle altyd by die dominee moet weggaan. So my nou maar nie dit doen nie, hoor. My nog verdra. En ons het groot dinge aangegaan. Annie het vir ons agter mekaar. Ek hoor Elise, jy's nou ook 'n werker van formaat. En dis heelwat van ons susters wat nou ook weer aangemeld het en ons is bitter bly. Ons gaan regtig vir die Here groot poging aanbied. Hester, ek weet nie of julle al besluit het of daar weer Sondag pudding verkoop gaan word. Elke Sondag soos in die universiteit. Nog nie besluit. Maar as ons kan 'n paar kry wat Sondag, sy doen altyd al die lekker puddings, die en daai ander goeders, maar ek het dalk van eers wat, as ons op die vertelling sê, dan gaan ons weer soos in die universiteit Sondag na kerk pudding verkoop. Kom ons soek tot ons maar, ons soetigheid oor Sondag. En as jy so volbring en ons gaan dit dan verkoop. Nou Saterdag 1 Augustus, jy kry ons eerste as 'n uitnodiging, hou hierdie datum op. Nou ek gee nou vanmôre vir julle 'n kennisgewing, hou hierdie datum oop. Saterdag 1 Augustus vanaf 9. Ons sou 'n koekverkoop gehad. Dit was ons plan. Hierdie keer nou nie borsbroodjies of so iets te doen nie, maar ons het dan 'n koekverkoop. Maar op 'n Vrydag werk die onderwyseresse wat so bitter graag ook deel is. Toe ons besluit om dit te skuif na die Saterdagoggend. Ons is so van 9:08 tot dan die goeders verkoop is. En ek dink, dis dalk vinniger as wat ons dink. Nou ons wil nie net koeke hê, ons wil nou die broers ook aanspreek. As jy kan 'n mean jaffel maak jy so 10 jaffels en dan kom bring jy dit. Jy moet nie baie maak nie, bring net so 'n pakkie. Die ander broer wat nou weet iets anders lekker 'n koeksuster kan bak of iemand het vir my, ja, ek sal dit wil sien, maar toe maar. Vir koeksusters, jy weet ook vir vrouens sulke abstrakte koeksusters. Maak nie saak nie. Maar wat ek wil sê is, iemand het vir my vertel, is Annie, op 'n stadium het iemand met die selofaan, die verkeerde selofaan gevat, en hom so in 'n kegel gedra, en hom vol lekker goedjies gemaak, sjokolade so goed, en hom toegemaak, en 'n klompie van dit gebring en dit alles uitgevoer. Ons wil regtig daai oggend 'n verskeidenheid. Nou ek is so bly met die verskeidenheid, want die gawe om 'n sponskoek te bak, het my heeltemal verbygegaan. So ek sal maar maak wat ek nou weet, ek kan maak, dan bring ek dit. Ons gaan 'n teetuin hier buite. En hulle gaan 'n teetuin buite maak. Adam, ek vermoed jy gaan weer ergens ingespan word, want hulle het my vertel, dis nou eintlik jou voltyd daar.
Dan moet hulle hier binne kan koop wat hulle wil, en dan kan hulle buite gaan sit, ons gaan tee en koffie en cappuccino en goeders koop, dan kan hulle buite gaan sit, ja, by die teetyd, en ons gaan lekker musiek speel, en sommer nie klein mense lekker kuier. So asseblief, Veronica, jy gaan ook vir ons 'n eeding bring, net daar sê, dit klink vir my baie goed. Al die broers en susters, ek sal dit van volgende week af, gaan ek dit nou koop onder die aandag bring. Elke suster en broer moet asseblief vir ons paar lekkernye maak, enige iets is daar, enige iets. Ons gaan pudding ook verkoop, meeste vrou jelly en die kids puddings, as u daarvan wil skink, sy sal dit maak. En dan die vlaakartonnetjies asseblief. Of melk, nie vlam, melk. Ons soek dan 'n paar kartonnetjies melk. Ons vra die mans om vir ons 'n geldjie te skenk, al weet julle broers. Die pad na vrou se hart loop altyd deur jou wees. Dit is nou maar so. Ons vra die mans om vir ons 'n geldjie te skenk, sodat ons die koeldrank kan aankoop, aangesien hulle nie kan wag nie, sis. Hierdie broers met versteekte talente. Ek weet ons gaan vir die Here grootse poging aanwend op die 1 Augustus. Baie dankie, dit is dan vir eers al ons aankondigings, ons gaan dan oor na die formele eenheid. En soos altyd, is ons begin in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Amen. Ons toetrede lied is vanoggend Volkteen 7:4, en ons sing al 4 die verse. Baie dankie.
En nou is ons by ons stil word, stonde in die kerk waar ons baie baar stil, voor die Here eers al ons besig wees, al ons bekommernis, al die gedagtes wat so deur ons kop maal, dat ons dit vir hom kan bring en sê, Here, maak dit baie stil, want jy kan nie hoor as jy nie stil is nie. Kom ons raak stil voor die Here, ek gaan voorgaan in gebed, en daarna gaan ons liedboek 451, en daarvan strofes 1 en 2 sing asseblief. Kom ons sit en ons vra die Here om dit stil te maak. Sit maar net eers so rukkie so en raak stil, en dan sal ek voorgaan in gebed. Vader, hoe groot is u genade vanmôre oor ons? As ek dink aan die oorloggetuisterde lande waar u kinders in groot vrees lewe, waar hulle nie eers meer regtig by mekaar kan kom, om mekaar te bemoedig en vir mekaar te sê, ek dink aan jou en vir mekaar te bid en te bedien. En hier sit ons in hierdie pragtige godsgebou, en ons luister daar buite en ons hoor die tortelduwe, en dit is so rustig en stil. Jy weet hoeveel keer ek kom sit ek sommer maar net nie. Net dat die stilte deur my wese kan voel, en u te kan hoor. Here, ons begeer om vanmôre u stem te hoor. Ja, Here, vir die korporatiewe belewenis wat u met ons as gemeente praat. Maar ook daar die sonderlinge ervaring. Wanneer ons weet nou praat die Here met my. So bid ek dan vanmôre, Here, dat u die ore van ons harte sal oopmaak, om nie net te hoor nie, maar om te luister wat die Gees aan die gemeente wil sê. Ons dra vanmôre almal op, Here, wat siek is. Ons dra hulle op wat vanmôre hier wil wees, en nie kon nie, Here. Bid ek vir hulle wat vanmôre hier kon wees, en wat 'n verskoning gekry het nie te kon nie. Ons bid vir hulle wat weet dat hulle iets bitter nodig het. Ontmoet hulle asseblief op daardie diepste punt van hulle behoefte. Here, ons bid vanmôre vir hulle wat dink hulle het die minste nodig. Maak hulle wakker, Here. Terwyl ons as u kinders hier vergader, en voorbeding doen vir elkeen wat u nodig het. Dankie, Here, dat ek nou stil word. Ons ervaar u soete vrede. En ons kan nou voortgaan met al ons konsentrasie op u, om hierdie erediens tot u eer deur te gaan. Doen so bid ons in die naam van ons opgestane Here Jesus Christus. Amen.
lewe, u sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van u af. 'n pragtige deel is vir my afgeneem. Ja, wat ek ontvang het, is vir my woord. Ek sal die Here loof wat my tot die regte insig gebring het. Selfs in die nag bly ek bewus van wat hy my leer. Ek het die Here altyd by my. Omdat hy by my is, sal ek nie sterwe nie. Daarom is ek bly en juig, ek en voel my veilig. Ek gee my nie oor aan die dood nie. U laat u troue dienaar nie in die graf kom nie. U leer my hoe om te lewe. Is dit nie pragtig nie? U leer my hoe om te lewe. By u is daar oorvloedige blydskap. En uit u hand kom net wat mooi is. Geliefde gemeente, die Here groet julle vanmôre en hy skenk aan julle hierdie vrede waarvoor ons nou gevra het. Hy skenk aan jou vanmôre oorvloedig wat jy nodig het. Ons gaan nou een lied in lofprysing en aanbidding sing. Dit is lied 188 en ons sing ook daarvan al drie die strofes. Verskoon tog die laaste woorde het toe nie op die bord gekom nie. Micha 6 is vir my so 'n opsomming van wat die Here van ons verwag. Dis vir my 'n opsomming van wat die Here in ons harte plaas. Onthou, in die Ou Testament was dit 'n eksterne locus van kontrole.
Die wet was vir jou gelees en gegee. Dit was 'n eksterne locus van kontrole. Nou in die Nuwe Testament het God dit op ons harttafels kom skryf. Hy bly deur sy gees, die drie-eenheid in ons wese, en daarom is dit nou 'n interne locus van die Here. Die gees van die Here God. Hy praat hier binne. Ek gaan vir u uit Micha lees. Wat sal ek saamvat as ek na die Here toe gaan? As ek voor die hoë God gaan kniel, moet ek met offers na hom toe gaan? Jaar oud kalwers? Sal die Here duisende ramme aanvaar? Saam met 10.000 offers van olie? Moet ek my eerstgeborene offer vir my sonde? Hom wat uit my liggaam kom vir my oortreding? Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Mindfulness. Heeltyd die Here God voor oor te hê. Mindfulness. Om bedagsaam sy lewe voor jou God en opregte. Om die Here te doen, dit is wysheid. En ons weet vanmôre dat ons is sy kinders en ons word deur die Gees van God gelei en die woord van die Here sê hy wat deur die Gees gelei word, sal nooit die begeerlikhede van die vlees volbring uit. Hoe slaan die woord my dan vanmôre? Want die Gees is gewillig, maar hierdie ou vlees, né? Voor ek my kon kry, dan het hy nie mindful, bewuste in God se teenwoordigheid geleef nie. En daarvoor gaan ons nou vanmôre in stil gebed en vir die Here vra om ons te vergewe vir die kere wat ons dan nou nie so lewe soos hy wil hê. Kom ons raak stil, ek sal eindig met 'n amen, baie dankie. Amen. Aan almal wat opreg hulle sonde bely, verkondig ek nou God se vryspraak in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Here, mag die woorde van my mond en die oordenking van my hart waaragtig vanmôre welgevallig wees voor u altars. Amen. Geliefdes, ons lees vanmôre uit Romeine 6. Die woord van die Here het met my gepraat uit Romeine 6 en ons gaan lees vanaf vers 12 tot 23, maar ek skuis, jy is nou daar in die 83 vertaling, nee. Lees hom gerus. Ek het hom hier gesit uit die 2020 Bybel, gewoon om die woorde 'n bietjie anders te maak. Ek het dit sommer getik, want ek het nie 'n 2020 Bybel.
Laat die sonde dan nie langer oor julle sterflike liggaam heers, om julle sy begeertes te laat gehoorsaam nie. Julle moet ook nie meer julle ledemate as wapens van ongeregtigheid tot beskikking van die sonde stel. Nee, as mense wat uit die dood lewend geword het, stel julle self tot beskikking van God en julle ledemate as wapens van geregtigheid tot beskikking van God. Die sonde mag beslis nie oor julle heers nie. Daar's 'n ander teks, verskoon ek onderbreek nie, daar's 'n ander teks wat sê en dit wat jou beheer, daarvan het jy 'n slaaf geword. Net daai klein koppies geroep. Ek eet nie rook nie, ek sê net, hy is jou baas. Hy sê jy 3 uur in die môre na die naaste motorhawe laat ry en tog net een te gaan koop, nee. Dit het jou oorheers. Daarvan het jy slaaf geword. Die sonde mag beslis nie oor julle heers nie. Julle is immers nie onder die wet nie, maar onder die genade. Onthou ons het uitbeweeg van die ou verbond na die nuwe verbond wat hier in ons hart is, nie? Wat dan? Sal ons sonde doen omdat ons nie onder die wet is nie? Lekker man, ek is nou net onder die wet nie, ek is nou so 'n bietjie van 'n vrygees. Hoegenaamd nie, sê Paulus. Besef julle nie dat as julle julleself vir iemand beskikbaar stel om hom as slawe te gehoorsaam, julle slawe is van die persoon aan wie julle gehoorsaam is. Julle is ook slawe van die sonde wat tot die dood lei, ook slawe van die gehoorsaamheid wat lei tot geregtigheid. Aan God die dank dat julle wel slawe van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die vorm van leer waaraan julle onderwerp is. Vrygemaak van die sonde het julle slawe van die geregtigheid geword. Terwille van julle menslike swakheid praat ek in menslike terme. Want soos julle ledemate in diens van onreinheid en losbandigheid gestel het, om losbandig te leef, stel julle nou ook so julle ledemate in diens van die geregtigheid, om heilig te leef. Want toe julle nog slawe van die sonde was julle nie aan geregtigheid gebonde nie. Wat 'n vrug het julle destyds gekry, toe julle nog slaaf van die sonde was. Oor daardie dinge skaam julle nou. Want die uiteinde daarvan is die dood. Maar nou dat julle van die sonde vrygemaak is en diensbaar aan God geword het, lewer julle die vrug van heiligmaking. En dis die uiteinde hiervan is die ewige lewe. Want die loon van die sonde is die dood. Maar die genadegawe, dit wat hy gee, die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. So sê die woord van die Here. Liefde gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons gaan so 'n bietjie gesels.
Jy besef opnuut vanmôre as jy weet, ons het in die Bybelstudie Woensdag, ons het 'n paar goed aangeraak, wat ons harte laat uitsit. Wanneer dit uitkom dat kinders op laerskole pornografie via hulle selfone aan mekaar versprei en wanneer jy agterkom dat ons kinders nie meer vir 'n oomblik sonder hulle selfone kan wees nie, tensy hulle ouers het wat keer, maak dit jou bekommerd. En dit is nie net hulle probleem nie, dis ons probleem. In die eerste plek, omdat hulle ons kinders is, wat deur die Here aan ons toevertrou is, en in die tweede plek, en nie minder belangrik nie, dat baie van ons ook met hierdie probleem van pornografie op ons selfone sukkel. Ons worstel daarmee. Dis maar die begin. Ons dorp Kaapstad is 'n nes van verslaaf. 'n Nes. Ek verneem, nou julle weet, ek is so dom, hulle sê nie goed vir my gee, dan sal ek net nie weet wat kry. Maar klaar blyklik is dit op elke moontlike plek beskikbaar. En ons kindertjies en ons jong mense is daaraan verslaaf. Alkoholisme en algemene verval. Nou vra jy vir my, gaan die preek nou vanmôre oor verslawing wees? Nee, ons moet baie dieper as dit tel. Baie dieper. As ons net by hierdie genoemde verslawings bly, dan ontaard hierdie preek en moralisme. Thou shalt and thou shalt not. Nee, ons moet by die hart uitkom. By ons loyaliteite. Onthou ons het gelees, aan wie jy verslaaf is, daai ou se ding nie doen. Ek nie keuse nie. Waar nie ons loyaliteite. Van daaruit sal ons iets oor hierdie onderwerp kan sê van verslawing. Christene, kinders van die Here, is slawe van God. Dit klink verskriklik, maar dis die woord van die Here. Dit is hoekom ek na die latere vertalings ook gegaan het en na die vroeëre vertaling. Daar's nie 'n eufemisme nie. Ons is slawe van God. As ons sê Here, die Engelse woord is Lord, O Lord, let thy will be done. Beteken dit, hy is die sole owner of your life. Dis wat die woord Here beteken. U is my totaal. Ek behoort aan U, ek is uitverkoop aan U. In die 2020 vertaling is die Griekse woord doulos. Amper soos dolos, maar dit anders gestel. Doulos. Dit is onder andere vers 16, 17, 18 en 20 van die Romeine 6. Hoe moet ons hierdie woord doulos verstaan en vertaal? Daar is eintlik meer as een manier om hierdie woord wat meer as 130 keer in die Nuwe Testament voorkom te vertaal. En dit is met die Afrikaanse woord slaaf. By doulos gaan dit sonder uitsondering oor iemand wat dien. En hoeveel keer sê ons ek dien die Here? Julle is mos bekend met
daardie uitdrukking wat ons gebruik, die kinders van die Here dien die Here. As jy daardie doels gebruik, slaap, dan is dit nie uit vrye keuse nie, maar omdat hy moet, of hy daarvan hou of nie. Hou by my, moenie my nou verloor. Dit gaan oor iemand anders wat totaal onderworpe is aan 'n ander een se wil. Onthou Jesus se gebed, né? Aan die wil van die eienaar. Hy is volledig afhanklik van daardie eienaar. En dit is wat die woord doulos beteken. Nou, dit is tog iets anders as 'n diensknegt. Jou tuinier of jou huishulp of jou sekretaresse wat nou eintlik maar 'n diensknegt is. Ek was op my dae sekretaresse. Jy's maar pretty much die baas se diensknegt. Soos die ou vertaling eintlik deurgaans vertaal, vir daardie diensknegt daar minstens 6 ander Griekse woorde wat gebruik kan word, wat baie meer die vrywillige karakter van die knegt se diens aandui. 'n Diensknegt is iemand wat in diens geneem word en as hy bedank wanneer hy gaan. As sy vanmôre inkom en sy sê vir my, ouma, dan gaan nie meer vir jou werk nie, dan gaan sy. Ek kan haar nie vashou nie, sy behoort nie aan my nie, sy is in diens. Maar as ek 'n slaaf gehad, soos Paulus praat oor die slaaf Onesimus, wat saam met hom in die tronk was, toe skryf hy 'n brief vir Filemon. Toe sê hy vir hom, asseblief man, kyk nou na my tot bekering gekom, kyk hoeveel los verkoop kan kry. Want hy is nou as slaaf deel van ons broers. Daardie woord slaaf. Nou vir ons mag dit 'n baie negatiewe klank. Ons mag dalk nou vanmôre baie negatief voel oor slaaf. Want slawerny was 'n baie donker deel van ons geskiedenis, mensdoms. Daarom is dit vir ons onaangenaam om te hoor dat ons eintlik die Here se slaaf is. Nou, Paulus skryf hierdie brief in die hoogtepunt van slawerny, in die Romeinse ryk. Dit nie lekker om die mense se ore gaan hoor. Hoe sê die Engelse, it did not sit right with me. Ek sê nog 'n diensknegt, maar 'n slaaf. Paulus sê, ek net sê, daar was tussen 10 en 12 miljoen slawe, net in die Romeinse ryk. Ek sou bietjie gaan oplees oor goed, julle sien ek het nou so 'n bietjie inligting. En onthou dan met watter maatskappy ons destyd te maak gehad het. Onthou dat vir die Grieke en die Romeine vryheid die toppunt van die lewe was. Persoonlike waardigheid is gevind in vryheid. Slawerny was presies die teenoorgestelde van vryheid. So jy was die laagste van die laagste as jy slaaf was. Die slawe is gekoop. Hulle het slawe verkry in die lande Afrika en allerlei ander plekke. Dan het hulle soek toegeneem, dan is hulle op 'n markplein gesit. En hulle moes skaal daar staan. En dan het daardie koper wat die slaaf soek, nou om hom geloop en hom nou bekyk, sy krag getoets. Hy het alles getoets en daai stomme man het
of vrou het niks te sê gehad nie. Ek is te koop. En dan jy maar gehoop jy kry 'n goeie koper. Want daardie man wat jou koop het totale mag oor jou. Slawe het geen vryheid gehad nie. Geen regte, geen besittings. Hulle kon nie eens getuienis in 'n hof bring nie. Hulle woord het niks beteken. Hulle kon ook nooit burgerskap van 'n land kry. Hulle kon nie doen wat hulle wou nie, hulle het geen keuses gehad nie. Hulle kon ook nie in die weermag in die leer gedoen het. Niks. Jy doen wat jou baas sê. Nou, ek gaan nie vir al hierdie ouers goed doen, dit maar die skrif wekkend. Nou as ons terugkom by ons en die Here, is hy ons Here en hy het ons inderdaad gekoop. Hy het ons gekoop op die slawemark van hierdie wêreld. Jy was goed genoeg. En anders as die ouens van daai tyd, het hy jou voetstoot gekoop. Hy het nou nie gekyk, is jou bene lank of kort, want as hulle moes lang bene gehad het, so ek en Koos het nooit gemaak het nie. En as hulle kort beentjies soek, en as ek en Koos nou die eerste wees wat hulle gevat het geslaap. Hy het nie na daai, die Christus het nie na daai gekyk. Hy sê, hy is nie 'n aannemer van die persoon nie. Kyk na die hart. En toe jy koop, voetstoot, toe hy jou lief net soos jy is, maar nie vir jou. Hy is net te lief vir jou, om jou te los soos jy is. Hy gaan aan jou. Jy sien, hy het baie duur prys vir ons betaal. Hy het sy eie lewe vir ons gegee as die losprys, nee. En nou behoort ons aan, die Heidelbergse Katekismus sê op Sondag 1, ek behoort met liggaam en siel, ek het eintlik nou vir julle gevra, wat sê eerste Sondag? Kyk of julle nog die Katekismus onthou. Eerste Sondag sê, ek behoort met liggaam en siel, lewe en in sterwe aan my getroue verlosser, Jesus Christus. Ek wonder of ek die aandag kan kry in die kerk. Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos. Ek behoort aan Christus, ek is sy eiendom. Dis so 'n ander boodskap wat die hedendaagse Christendom aan ons voor. Hoor nou, dit is so die waarheid. Jy gaan dit verstaan. Deesdae preek hulle vir jou oor bevryding, gesondheid, voorspoed, welvaart. En dit gaan daaroor om vervulling van jou drome te vind. Om jouself uitgedinkte doel in die lewe te vind. En God moet dit dan agterna kom sien. Dis soos om dubbeltjies te plan. En te hoop met God se seën gaan jy nie toes. Nou dis soos dit. Dit gaan oor selfverwesenliking in die kerkdienste. Maar daai doelloos dat ek kan behoort met liggaam en siel en alles wat ek het. Dit verdwyn in die hedendaagse prediking. Hulle sê vir jou, jy moet wees wat jy wil wees. Glo in jouself. Jy kan word net wat jy wil. En dan sê die skrif, jy
behoort aan God. Net sy wil is belangrik. As hy vir jou 'n plan het, soos Jeremia 29 sê, ek weet wat ek vir jou beplan, 'n toekoms, 'n verwagting. Maar dis nie jou beplanning, dis nie jou toekoms, wat jy uit eie self verwesenliking kies nie, dis God se plan, want jy behoort aan hom. Ons praat nie meer oor hierdie goed in die kerk nie, broers en susters. Die kind van God, die slaaf, is 'n vertroueling van God. Daardie slawe het so nou saam met hulle Heer gelewe, dat hulle geweet het wat hulle hê voor hulle stuur. Hulle het hom voet en hand bedien. Dien ons die Here nog so, broers en susters, met alles wat ons het, of is hy net 'n sonde verpligting? Ons is of slawe van die sonde. En dit lei tot verwoestende verslaaf. Hoor julle daai woord? As jy 'n slaaf is van die sonde, raak jy verslaaf. Verslaaf aan enige iets wat God se plek neem. Dis verwoedend, dit is 'n verwoedelike kringloop. Ons was verslaaf aan die sonde, toe kom Christus en hy koop ons. En nou sit ons ledemate in dien van God. Elke keer wat jy jou liggaamsdele, jou arms en jou bene, jou oë en jou mond laat beheers deur sonde. Hoor mooi. Jou bene, jou arms, jou oë en jou mond laat beheers deur die begeerlikhede van die sonde. Dan gee jy wat nodig is om die sonde tot uitvoering te bring. Die woord van die Here sê die gedagte, die begeerte, paar sonde. So as jy jouself tot beskikking van daardie goed stel, gaan jy sonde paar. Dan stel hy volgens vers 19, ons ledemate, in diens van onreinheid, losbandigheid, en volgens vers 21 is die uiteinde daarvan die dood. En dan sê Paulus verder, aan God die dank, dat julle wel slawe van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die vorm van leer waaraan julle onderwerp is. Hierdie laaste woorde is effens moeilik, maar dit verwys baie eenvoudig na die feit dat die slaaf, wanneer hy deur 'n nuwe Heer oorgekoop is, sy loyaliteite verskil. As jy 'n slaaf van die duiwel was, die sielekwyn, en nou kom jy tot bekering, verskuif jou loyaliteit 100% na die Here Jesus wat jou gekoop het met sy kosbare bloed. Jy kan nie wydsbeen loop nie. Broers en susters, hoor vanmôre, daar's 'n definitiewe lyn tussen jou sondaarlewe en 'n kind van God lewe. Jy kan nie wydsbeen loop nie. Jy kan nie eendag dit doen en werk is eintlik dit van die reg en uit. En ek môre sien jy aan hulle natuurlik. En hierdie lyk so lekker, want jy weet, hulle sê mos, anything life, anything nice in life.
is either illegal, immoral, or fattening. En dit is so waar. Dit lyk so. Dit voel so. Maar die uiteinde daarvan is 'n verslawing waarvan jy nie loskom nie. Ons word as Christene uitgeken aan ons loyaliteit, aan ons uitverkooptheid aan Christus. Dis waarom jy dink, dis waaroor jy droom, dis waaraan jy werk. Want jy wil jou Heer tevrede stel. Jy behoort met alles aan hom. Nou ek wil net vir julle sê, die slawe wat gekoop was, is aan hulle liggame gemerk. Hulle is soos 'n bees gebrand. Ons doop. Deur die doop het ons die brandmerk van Christus gekry. Nou hoe sal dit 'n bees wat by 'n eienaar kom en hy 'n vreemde merkteken, is 'n probleem. Daar's diefstal betrokke. Lukas 10 vers 10 sê, die vyand het gekom om te steel, te slag en te verwoes. Maar hy het gekom dat ons lewe in oorvloed mag hê. Waarvan getuig die dinge waarna jy kyk? Jou hinkering na jou vorige baas. Hy wat jou onderdruk en seer gemaak en doodgemaak het. Enige van die bogenoemde goed wat jou loyaliteit verskuif, wat jou buitsteen laat loop, is verkeerd. Jy's of vir God of vir jy. Jy kan nie buitsteen loop nie. Kom ons maak weer erns met ons belydenis, met ons katekismes, met die dorpse leerreëls. Vanmôre wil my mond nie lekker vorm om hierdie groot kerk word. Maar die kerkvaders het daardie goed geskryf, saam met die woord van Here as 'n riglyne. Waar lê jou loyaliteit? Jesus Christus het duur betaal. Ek is sy eiendom. En ek wil vanmôre vir jou vra, daar wat jy sit, sê dit in jou hart. Ek neem vanmôre weer 'n besliste besluit. Ek behoort aan God. Ek het klaar gemaak met my ou lewe. Ek het klaar gemaak met dinge wat my vasgebind het. Ek wil hom dien. Dis die beste slawerny wat daar ooit was. Hy neem ons aan in sy gesin. Hy maak van hierdie slaaf 'n gesinslid. Hy noem ons mede-erfgename van die ewige lewe. Hy gee ons die hemel om saam met hom in ewigheid te regeer. Mag dit ons verlange wees, broers en susters. En mag die uitwerking hier in ons harte totale gehoorsaam aan ons Heer opwek. Amen. Ek wil net so sit en dan gaan ons bid. Vader, mag ons as Koeberholzer Wes gemeente weer opnuut van vandag af onsself uitverkoop aan U.
heeltemal, totaal. Laat ons elke keer as ons die woorde Here of Heer uitspreek in gebed of in 'n gesprek, dat ons onthou dat daardie woorde beteken sou enigste eienaar, daar is nie iemand anders nie. Laat ons nooit weer sommer ligtelik sê ons dien die Here nie, maar dat ons altyd sal onthou dat ons U slawe is, wat hier is om U wil uit te voer, uitverkoop aan U, lief vir U. Laat hierdie woord in ons harte vasloop. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Broers en susters, gaan die Here nou dien met ons dankoffers. Dan gaan ons die slotlied sing, lied op 530, en ons sing strofes 1, 2 en 3. Dan bly u net so staan om die seën van die Here te ontvang, dan sing ons die musikale. Uitgevries. Dis so. Kom ons sit net so dank die Here vir die dankoffers. Vader, ons erken en bely vanmôre, Here, as U slawe, dat niks aan ons behoort nie. Niks. Selfs wanneer ons geld bestee, is dit eintlik U geld. En daarom is dit vir ons vanmôre so voorreg, dat ons ook moet terugvloeg in U koninkryk.
Ek vra dan weer dat die koninkryk uitgebrei sal word teen hierdie dankoffers, dat die naam daardeur geheilig sal word, en dat die soewereine wil sal gesien. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Ons gaan nou staan met ons sloplied sing, Liedboek 15:1-2 en 3 vra ek mense en hulle tale en ek het nie die liefde nie. Dan is dit ook maar net 'n leerboek. Geliefdes, ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die soete gemeenskap van die Heilige Gees saam met jou wees vandag, môre en tot in ewigheid. Amen. Daar's nie koffie en tee nie, die mense hou ons almal aan lekker skoolvakansie. Baie dankie.